Ja, baie Mense gaan goeie. dink ons het dit afgespreek. Well, I mean, ek en Aitjie glo mos you become like the 5 people you spend most of your time with. So Jy sien. ek moet my baba monitor afsit want ek kan sien daai twee lees nog boekies in die kamer. Ag, lekker, mamma se noenies. Hoorie, laat ek net sê my oudste dogter het geland van die Kaap af. So Mila Meis het mos nou vir 'n ruk lank hier by my gekuier en sy slaap by my in die bed. Nou is haar grootste bekommernis, hoe gaan dit nou werk dat haar mamma hierso is? Gaan sy nou nie by ouma slaap nie? Ek sê, gaan by ouma slaap. Maar ouma, dan moet ons nou gaan slaap. Nou verstaan sy nie, ek moet nou werk. Ek moet nou werk, maar ek is hier. So, sy moet nie gaan slaap nie. Sy moenie gaan slaap nie, want sy is nog hier. Verstaan? Ek is hier, so dis nie 'n regte egte werk nie. So dis baie snaaks my. Dis baie oulik. Het sy nou al daai 14 slaapies gesnap? Nee, glad nie. Glad nie. Nee, as mense vir haar vra hoe lank slaap sy hierso by ouma, hoe lank kuier sy, dit het nog nie geminus nie. Dit is soos sy gaan ad infinitum bly 14 dae. Dis net hoe dit werk. Luister, daar's 'n ding vir girl math. Die tieners praat van girl math. Listen, girl, your math is not mathing. Verstaan jy? Hulle praat van girl math. Ja. So ek het agtergekom daar is grandchild math. Ja. Verstaan, grandchild math sê ek is vol vir kos, maar ek het nog plek vir 'n sweetie. Maar tog jy's vol, maar sy is vol. Maar sy moet 'n sweetie eet. Vol. Ouma verstaan nie. Ek is vol, maar nie vir 'n sweetie nie. Dis grandchild math. Dis kleinkind math. Girl, your math is mathing. Exactly. Okay. Ja. Hier's 'n paar girls al op. Hallo julle almal. Ja, al die pink comments. Ons is albei toevallig in pink vanaand. Dis nie in pink nie, ons is in sync. Wat jy? Goo, kyk hierdie ouma's on fire. I'm telling you. Okay, so vir die dames wat inskakel. Hallo, welkom. Ek weet ons het laas week mense toevallig gehad van Ierland en van Douwe. Nou ek weet Douwe is 'n stewige paar ure agter, so ek weet nie of die girls vroeg opstaan of alarm stel om dit reg te kry nie, but hats off to all of you. Hulle borsvoed. Hulle het makker maak en dan kan hulle weer slaap nie. Hulle tree in vir 'n skoonma of hulle werk nagskof. Smaklik. Girl math. Maar anyway, welkom aan almal. Ek weet ons 'n hele paar van julle wat vir die reeks van die begin af volg. Daar's van julle wat ingeskakel het, 'n halfpad deur die reeks. Vanaand is die laaste episode, ongelukkig hartseer, maar gelukkig het ek en Greta ook 'n lewe buite Facebook Lives. Ek weet dit dat elke donderdag toevallig op hierdie reeks was daar of 'n familielid wat verjaar het, of 'n huis vol studente, of 'n Mila meis wat kom kuier het en soos vanaand, ek glo al jou dogters in een huis weer en still you are here, you are live, you are online. So ek waardeer jou tyd en jou moeite om elke keer wanneer daar 'n ander rede was om dit nie te doen nie, op te gekom het en jou kennis en jou wysheid met ons almal te kom deel. Ek is bitter opgewonde oor vanaand se vrae. Luister, my kinders baie besig, so wat die mense weg. So ek gaan môre aand as hulle weer mal en nog 'n live het. Ek net hier in die hoekie. Ja, praat jy met jouself, maar jy praat 'n hond uit die bos uit. Ja. Mama's weer om af. Exactly. So, ek het nou iets gesê het, ek kan nie onthou nie. Is my klank reg? Kom ons steek net gou, is my klank reg? Aan my kant is jou klank reg? Ja, ek nie by my kant nie, so ons gaan na mekaar sê hulle klank. Ek onthou wat ek nou wou gesê, jy het my nou terughelp op my bladsy. Ek gaan regtig vanaand heel beste probeer om my gesiguitdrukkings in toom te hou. Dis belangrik. En as ek wegkyk is dit omdat ek neerskryf my pen en my notas en ek hoop elke vrou het haar pen en papier reg.
Ek weet ek het al ergens in my lewe en dalk miskien nog steeds met van hierdie vrae gestoei en geworstel en ek dink dis hoekom ek hulle gelos het vir vanaand. Okay, nou sien ek daar Oh my daar is word. die delay. Geraldine, ek het nie idee wat die vraag is nie. Dis is okay, Here, help my. Ja, luister, daar's ander daar buitekant en Geraldine jy ordentlik om dit te sê. Daar's wragtig 'n vrou wat verlede week vir Geraldine comment en sê, "Hoekom, wat het sy gesê? Hoekom lyk jy so verveeld terwyl Greta praat?" Nê? Nee? Dan sê ek soos want jy nie oor jouself kan praat nie. Dan sê ek soos, weet jy, daai is nie goeie vrug van die gees nie. So ek hoop daai selfe vrou is vanaand ingeskakel en ek hoop regtig waar 'n bietjie heart posture. Alles wat mense dink, hoef jy nie te sê nie en jy hoef dit nie te comment nie. 2. En nommer 3 is in die wêreld van sielkunde noem mense dit projeksie. Jy projekteer ietsie van jouself in, verstaan jy? Jy verklap eintlik iets van jouself. Dis soos wat in die lewe. Geraldine is een van die mees entertaining, exciting mense wat ek ken. Sy het 'n lewe. Geraldine is humility. So Geraldine is een van daai mense wat nie nodig het om oor haarself, oor haar voorkoms, oor haar gewig, oor haar status, oor haar mooi huis, oor enige so iets te praat om te voel, oh my word, nou het ek 'n lewe. Verstaan jy? Wat 'n chops. Ja, ons sien nie eers waar Travel Geraldine oor hierdie vrou is. Verstaan? Alles is nie op Instagram nie, so daai tannie, daai snotty comment gemaak het. Weet jy wat noem ek se mense? Ek sê snotterig. Jy's snotty. So ek of 'n vloes is. Verstaan? Jy het verkoue. Gaan blaas daai snotties uit voor die Here. Laat daai goed uit jou stelsel uitkom. My liewe magtig. Wie jy? Maar in elk geval. Cheers aan daai tannie. Mag Geraldine vanaand vir jou fantasties lyk en klink. Geraldine, wil jy ietsie van jouself sê? Sê vanaand ietsie vir onsself. Laat ons net sien of verander jou gelaat wanneer jy oor jouself praat. Man, weet jy, ek wil gesê daai vrou wat dit gekomment het duidelik nie gesien. Ek dink jy het in hierdie week iewers, gister, vanoggend. Ek kan nie onthou nie, ek het so verby dit geskraal. Toe sien ek, oh my word, toe sê jy sonder make-up, sonder hierdie is nou glad social media friendly. Ja. Ek is bly sy het nie dit gesien nie. Ja. As social media ons kon blok het hulle reg het vir my gesê you don't need the standards to come on to a video, maar anyway. Ja. Hulle maak nou so 'n nuwe woord, nolla. En Ja. ek verstaan waar dit was, die tot so vir my gewys het. Toe sê ek, liewe land, nou kyk ek doen nie goed met nollas opgooi, reke, poepe, niks nie. En toe sê daai nolla so jy wat so praat van die snotters, toe dink ek nou aan haar, sy wat my vanmiddag vertel in die kar, wat is 'n nolla? Hoorie, ek wil net sê, ek het 'n video, wat daai tyd was dit nou soos 'n, jy weet daai ou tydse video's wat mense opgeneem het, daai wat nog soos 'n rolprent en daai goedjies gehad. So daar's nie eintlik klank by, ons net nê. Sing ek en my sussie, ons tree op 'n plek. Ek is soos iets soos graad 1 en ons is hier voor ouer huis en ons sing vies, maar my vinger is so diep in my neus. En ek sang. Vinger is amper wegbegrawe in my neus. Sien, kom net terug in die kamera en sê, jy's nie entertaining nie. Kom net terug in die kamera. Okay, Geraldine, gooi my met jou vrae vanaand. Net nou lag ek te lelik. Anyway, so, let's get going. Ja. Droomkamer waarheid. Amper sê ek weer, les nommer 4. Episode nommer 4. Ek weet nie hoe maak ek vas by lesse met hierdie reeks nie, maar episode 4. Ja. Vraag nommer 1. En soos ek sê, van hierdie vrae het ek al mee geworstel en party doen ek nog steeds. So, Greta, volgens jou, wat dink jy is een van die diep gewortelde leuns wat vroue glo en wat hulle weerhou om aan hulle ware identiteit in Christus te leef?
Ek is bly ek het nie die vrae voor die tyd nie, want anders het ek vir jou 'n hele novelle geskryf en vir jou 'n klomp antwoorde gegee. Luister, Geraldine, weet jy wat nê? Ek wil net vir die vroue sê, ek het nie die vrae voor die tyd nie, regwaar net uit my hart uit. Ek besef, nommer 1, daar's 'n paar goed wat ek wil sê hierop. Ek wil nie te lank stil staan op die een vraag. Vraag het ek vanaand? Net 4. Okay, dit voel soos nood vir nood, ek weet nie wat wag nie. R50 vir my, R50 vir my. Ons moet besef, dat die Bybel geskryf is, deur mans, in 'n baie patriargale wêreld. Baie streng wette, as jy vandag gaan kyk in die Midde-Ooste, dan sal jy sien, vrouens en mans aanbid glad nie saam nie, hulle is nooit saam in dieselfde gedeelte van die moslim. As jy byvoorbeeld 'n moslim is, mens moet heeltemal gecover wees. Mans het die reg om meer as een vrou bly aan hulle mans, mans het die reg om agressief te wees met hulle vrouens, soos om die islamitiese geloof, wat eintlik maar predominantly die kern is van die Midde-Ooste, soos dat hy oorgelewer is, sonder Jesus, nê? Ek besef net, toe ek my vroue van die Bybel, jy weet net sommer so 'n reeks opgeneem het ek besef dat ons vrouens eintlik die Bybel deur 'n lens lees van iets wat amper voel asof dit pro-mans geskryf is. Dis pro-mans geskryf, dis nie pro-vrouens geskryf nie, nê? So dit asof almal het nalatenskap, maar daar's nie 'n vrou wat gesê word, luister, jy's die voormoeder van iets nie. Verstaan, jy het nie 'n legacy nie, jy het nie 'n so ons het vrouens wat ons kan aanhaal en sê, joh, weet jy wat, hierdie vrou en hierdie vrou en hierdie vrou, die Esters en die Rutte en die Rahabs en die wat ook al, maar almal van hulle het iewers maar 'n skroeiklappie weggehaal. So amper is dit asof niemand van hulle was van die of great nie. As gevolg iets wat hulle gedoen het of iets wat hulle ingeërf is of wat ook al. En dit was vir my regtig eintlik nogal 'n ding om te besef dat elke keer wat Jesus of wat God self in die Ou Testament wat hulle sy opinie gevra het hy opgekom vir die vrou. Ja. Elke keer, nê? Het hy op teen die samelewing se patriargale thinking gegaan. As ek vat, daar gaan dalk van die vrouens wees wat nou nie onmiddellik kan onthou wie hierdie is nie, want dit is een van daai, ek kan ook nie nou onthou in watter boek dit gestaan het en watter deel van die Ou Testament, Geraldine, jy gaan dalk onthou, maar dis een van daai wat mens eintlik, jy scan oor dit, want dit is soos, daai oorlog en hierdie koning en soveel Israeliete en hierdie het gewag in die berge en daai toe aangeval en die ene se seun wat daardie se seun se wees al deur dit, sonder om reg te besef, hier's actually iets wat significant is. Een van die verhale is Pat se dogters. Nou, Selofat was 'n Israeliet en hy het, ek dink 4 of 5, ek kan nie nou meer presies onthou, maar is 4 of 5, ek is nou verward tussen hom en Job, maar 4 of 5 dogters gehad. Nou die wet van daai tyd het gesê dat vrouens mag glad nie grond erf nie. So glad nie. Jy mag nie 'n besigheid besit nie, jy mag nie grond erf nie. Jou man moet jou toelaat om iets te word. En so het hierdie Selofat hy toe gesterf in 'n oorlog. En toe het sy dogters na die leiers van die volk toe gegaan, want hy het baie vrugbare grond gehad. En toe sê hulle, maar hulle wil hulle pa se grond hê. En toe sê hulle, maar die wet werk nie so nie. Hulle kan nie die grond kry nie. En toe het hulle na die leiers toe gegaan en die leiers het God toe konsulteer rondom dit. En God het toe sal hierdie wet verander. En dogters en vrouens mag grond erf. Gee vir hierdie dogters die grond. Ja.
En as ons gaan dink, jy het in hierdie week het jy iets daar gesê van die Samaritaanse vrou. Die Samaritaanse vrou in die eerste plek, Samaritane en Jode het nie met mekaar gemeng nie. So Samaritane was net 'n volk wat 'n Jood sou nie met haar gepraat het nie. So never mind, sy was 'n Samaritaanse vrou met 'n geskiedenis. Sy was 'n vrou wat eintlik uitgeworpe was. Hoe weet ons sy was uitgeworpe? Sy het alleen opgedaag om water te kry. Nou die waterplek vir die vrouens wat nie weet nie, was die plek waar vrouens eintlik hulle kuiertyd gehad het. Verstaan, vrouens het gaan water skep en dan het hulle nou hulle geselsies gehad, verstaan. Daar was hulle permitted om saam met mekaar te wees. En as jy as vrou alleen opgedaag het, dan was dit letterlik soos jy is uitgeskop uit die trop uit. Dit beteken jy is nie welkom tussen ander vrouens nie. So hier is 'n vrou, ander vrouens nie, en sy's 'n Samaritaan, en sy's 'n vrou. En hier kom Jesus, ek wil met jou praat. Ek wil met jou gesels. En ek wil vir jou iets sê wat vir jou van waarde is. So, ek wil nou nie te veel verhale hier aanhaal vanaand nie. Wat ek wil sê is nommer 1. Ek dink as ons nie ontdek dat die Bybel miskien deur mans geskryf is, maar dit is vir vrouens ook geskryf. En dat God, Jesus, is lief vir ons en hy kies ons en he will go to war for us. So ek dink daai lens waardeur ons partykeer die Bybel lees, moet ons gaan herbesoek. Dan 'n volgende ding, half 'n bultjie wat ons vrouens altyd kry, is daai hele ding van wat ek al ons het in een van die troonkamer waar jy daaroor gepraat. Daai van Eva is gemaak as die hulp vir Adam. Dis amper sekondêr, maar ons het nou geleer dit is eintlik eiser kenegtu, wat eintlik beteken you are an armed warrior. Jy's 'n gewapende kryger. So jy het soveel waarde. En God het dit vir Adam gesê ten spyte van die feit dat Adam in die paradys saam met God gewandel het. Het God nog steeds gesê, weet jy wat, hier's iets wat hier so kort. Dis hoe incredible ons vrouens is. En dit gaan nie daaroor om ons vir onsself 'n chipie op die skouer te sit nie. Dit gaan daaroor om ons minderwaardigheid wat ons patriargaal, kalvinisties geërf het, net 'n bietjie te herbekyk en te sê, maar weet jy wat, dis nie eintlik wat die Bybel sê nie. Een van die goeters waarmee vrouens altyd worstel, is die man is die hoof van die huis en die vrou moet onderdanig wees aan hom. Punt klaar. So opdrag. En ons word ook nie genoegsaam geteach op daai ding nie. So ons vrouens is partykeer is ons geroep vir, maar ons is bang, ek kom agter, baie vrouens is bang om in te loop, want hulle is bang dat hulle geestelik sterker is as hulle mans. Hulle is bang dat hulle mans oorskadu op 'n manier. Hulle is bang om hulle to use their voices, want dit is amper asof ons 'n paar liners uit die Bybel uitgetrek het en gesê het, luister, 'n vrou moenie preek nie. 'n Vrou moenie praat in die gemeente nie. 'n Vrou moet submissive wees, wat submit aan haar man. Maar in al daai gevalle kan ons gaan sê, okay, wow, ja, ek hoor, maar ons moet ook onthou, die oomblik wat ons uit die Bybel uit enige teks vat, ek vat net daai sinnetjie, zoeps, en ek vat hom, en ek maak hom alleen 'n waarheid, dan word dit 'n voorwaarde, dit word 'n wet, dit word 'n ding sonder Jesus, verstaan jy? In die Engels sê ons, a text without context becomes a pretext. Verstaan? So die belangrikste teks in die, so daai wat ons altyd, byvoorbeeld wat ons vrouens hoor, luister, 'n vrou is nie veronderstel om te preek nie. 'n Vrou moet nie praat in die kerk nie, nê? Ons moet ook besef dat God het vir ons revelation gegee, maar hy het met baie spesifieke, die apostels het met baie spesifieke gemeentes gepraat. En daai gemeentes het eienskappe gehad. Want daai gemeentes, soos Korinte, het bestaan uit mense uit wat uit 'n sekere kultuur uitgekom het. Soos byvoorbeeld waar daar staan, vrouens mag nie praat in die gemeente nie. Is tot vandag toe, sal jy sien in 'n Joodse sinagoge of in 'n moskee, die vrouens kom nie daar saam met hulle mans ons nou by mekaar nie. En dit is omdat hulle predominantly daai skrif vat
en sê, luister, ekskuus tog, jy sal nie praat in 'n gemeente van 'n vrou nie. Maar as jy gaan kyk na Korinte, daar was ongelooflik baie rebellie en opstand en al sulke goeters onder die vrouens gewees. En so, wat is dit? Ja, ek lag sommer net. Weet jy daar 'n klomp rebellie onder die vrouens en iemand staan wel op in die kerk en sê ek het ook gou iets om te sê uit my plek Ja. van rebellie. Ja, maar dis nou, Geraldine, dis so lekker om te sien dat jy nie verveeld is vanaand met wat ek sê nie. Dankie dat jy lag. En dit terwyl jy nie eers oor jouself praat nie. Dit is ongelooflik. Cheers, girl. You going places. Hallo Greta. Hallo, Heitjie. Staan sommer by dat jy net kan hoor jou vrou mag preek. Ek weet, ek blaas baie wind onder haar vlerke, maar ek is hier so in my 90s en so ek hoor elke so nou en dan is my wonderlik. Dis my wonderlik. Okay, maar die memo is okay. O. Ja. Jy praat waar Greta. You preach it vir al die vroue op hierdie call, okay? Baie dankie. Dankie, Heitjie. Bye. As ons kyk na daai gedenklik omdat die mans bymekaar gekom het in die tempel, in die sinagoge, en toe het hulle vrouens genooi om te sê, maar luister, weet jy wat, julle kan saam met ons kom aanbid, julle kan saam met ons in die sinagoge wees, en toe het die vrouens begin, maar okay, weet jy wat, in hulle kultuur mag elke vrou mag net haar eie man, want onthou in die Bybelse tyd het hulle gepraat van my man is my meester. So ek mag net my meester, ek mag net met my meester praat. So kan jy nou dink as daar 5 vroue of 10 vroue of 50 vroue in daai sinagoge sit en almal van hulle wil gelyk vir hulle mans ietsie sê. Dis chaos. Verstaan? Want daar was nie 'n orde rondom luister net die rabbi mag praat of net die so al die vrouens het guns blazing gelyk gekom en dan dan word dit mos nou net logies. Luister julle vrouens, julle mag nie praat nie. Ek is jammer. Jy sal nie in hierdie sinagoge praat nie. Vrouens word nie permit om iets te sê nie. Jy kan na die tyd vir jou man gaan vra. Vandag verstaan ons nie daai kultuur nie en ons verstaan nie die gemeente van Korinte nie. Hoekom? Want ons net hier is die boek Korintiërs. Korintiërs is geskryf vir ons. Ja, Korintiërs is geskryf vir ons sodat ons God se hart rondom kan verstaan. Dit is geskryf predominantly nommer 1 aan 'n kultuur in 'n kulturele setup. So ek dink daar's baie vrouens wat nie hulle boldness en hulle roeping uitleef nie omdat hulle half nie altyd voel Jesus is vir my nie. God is al teen my of die woord verkies mans of die woord stel mans aan bo my. Nommer 2 is ons as vrouens moet eintlik terugstaan want verstaan jy dis nie ons nie waar bly jy bly verstaan jy dit daai sinnetjie word al vir 'n kulturele konteks vir ons. Ja. En dan Geraldine, ek dink ek moet nou net eers onthou wat was jou vraag, maar ek dink vrouens leef nie altyd in wat hulle geroep is voor nie. Wat weerhou ons daarvan is dat ons baie keer so besig is om te fix wat nie ons probleem is nie. Ons is besig om te fix wat eintlik nie noodwendig net ons verantwoordelikheid is nie. En ek weet, mans hou nie altyd daarvan dat ek hierdie sê nie. Maar as jy vat in 'n gemiddelde huishouding vandag, werk die mamma ook tot 5 uur, 4 uur, 5 uur. En dan kom sy by die huis. Maar in die gemiddelde huisgesin vandag wêreldwyd werk dit nog steeds so dat maar spesifiek so in die Afrikaner kultuur is dit dat pappa kom sit want pappa het 'n lang dag gehad. Verstaan jy? Pappa se data hardloop uit teen 5 uur in die middag. Is sy responsibility bundle leeg. Verstaan? En Vodacom en alles waar jy dit moet herlaai is gesluit. Verstaan? Die battery, die kabel is weg. So pappa kan dit nie herlaai nie. Die enigste ding wat vir pappa charge is as hy op sy foon sit of vir 45 minute alleen gaan poef terwyl al die kinders buite kan skree op mamma. So pappa het net spasie nodig. Mamma nie. So dit baie keer ons vrouens het baie keer nogal 'n taai rol van joh Greta, ek moet vir myself letterlik tyd op sy sit vir die Here want die realiteit bestaan uit werk
As ons gaan kyk na as daar goeders aangebied word by kerke, tensy dit 'n bouprojek is dit die vrouens wat opdaag. Ja, prys die Here, dis 'n kultuur wat besig is om te verander en ek is dankbaar daarvoor. Maar vir jare was dit ek weet nie regtig waar's my plek nie, want ek is 'n mamma. En as jy nie 'n mamma is nie, is jy ewen 'n vrou. I mean really. Ja, So dis amper asof 'n groot deel van ons vrouens was half net gedisregard. Jy's 'n geskeide, so jy is nog minder werd. Jy is nooit getroud nie, so jy gaan nooit 'n ma kan wees nie en onthou moeders is die doel blykbaar van alle vrouens. En dis nie waar nie. So ek dink rolle van die samelewing en hoe ons die Bybel lees en beleef, ontneem ons baie keer daai goed. So dis nou 'n verskriklike lang antwoord wat ek nie weet of antwoord dit jou vraag nie. Maar Ek dink dit gee my baie perspektief oor 'n diep gewortelde leen waarmee ek vir so lank gestudeer het en dis die leen van jy weet ek is nie goed genoeg nie. I disqualified myself for a lot of things prior to the lot of things happening in my life en ja, dis om in daai wat jy vertel dat ons daai minderwaardigheid issue waarmee soveel vrouens worstel. ja. En ja, ek het 'n groot ekskuusie. Nee, gaan praat. Ek het net 'n groot gedagte rondom dit vir myself neergeskryf en toe dit vir my kop na my hart toe beweeg wat ek gesê het, jy weet, the enemy knows you by name but calls you by your sin. But God knows you by your sin, calls you by your name. Ja, dis mooi quote dan. Dis daai afbreking van ek hoef nie perfek te wees nie, maar ek moet teenwoordig wees in terme van 'n mamma wees. Ek hoef nie perfek te wees nie, maar ek moet teenwoordig wees in terme van 'n vrou. Of whatever my rolle is, wat ek myself so maklik kon disqualify voor dit gebeur het. Ja. Maar daai diep gewortelde leen is nie vir my noodwendig die hoekom ons nie Jesus sien nie. Verstaan? As ons net praat van diep gewortelde leens van vrouens, dan gaan kyk jy na oeroue goeders. Jy weet, jare terug het hulle het op die voorblaaie gesit met 'n app, jy lyk soos verstaan jy het ons geëet, akkers, klomp spiere, V-line, verstaan jy, mans was nie geëxploit op daai manier nie. As jy gaan kyk na 'n plek soos byvoorbeeld Hollywood, nê, jy kon nog rolle gekry het as baie goeders as jy 'n ouer man was. Maar vir jare was dit, weet jy wat, as jy nou nie meer die mooi girl kan wees in Hollywood nie, dan moet jy begin stoei vir rolle. Want daar is 'n vrou moet so lyk, 'n vrou moet soveel weeg, 'n vrou moet soveel geld hê of nie geld hê nie, 'n vrou moet so presteer, sy moet Betsy wees, sy moet kan vir haar man, sy moet al daai goeders kan wees om te kan qualify as 'n goeie vrou. Verstaan? Jy weet, as ons selfs gaan kyk, daar's 'n gesegde in Afrikaans wat jy weet van ek weet nie of jy bekend met hierdie gesegde nie, maar jy weet, ek het half amper groot geword met so spottenderwys tong in die kies van onthou net my kind, onthou net 'n vrou het 'n plig. Onthou 'n vrou het 'n plig. Dis 'n vrou se plig om haar man by die huis te hou, om haar man gelukkig te hou. Want onthou net my kind, 'n hongerhond loop rond. 'n Hongerhond loop rond, nê? En dan dink ek, hoeveel keer was daar vir mans gesê in dekades, luister, 'n onvervulde vrou, 'n vrou wat voel sy word nie sien nie, 'n vrou wat nie 'n vrou wat nie gerespekteer word nie, 'n vrou wat nie ondersteun word nie, gaan noodwendig moeg en oorweldig voel en sy gaan passief-aggressief raak. Ons het nie gesegdes rondom daai goed nie. Want vrouens het amper nie die ruimte gehad om te sê, weet wat, I'm pretty overwhelmed. Verstaan? Ek kan nie meer nie. So, jy weet, as ek gaan kyk na net die dubbelstandaarde, jy weet, jare terug, as 'n seun seks gehad het met 'n meisie, dan het hy, jy weet, dan sê ons in die movies tot vandag toe, he got lucky. Verstaan, he got lucky. Vanaand gaan ons skoor. Maar die meisie wat die seks gehad het met die ou, is so goed
sy so vers amper asof ons vrouens het 'n bar gehad waarna toe ons moet leef, 'n standaard wat mans nooit gehad het nie. Hulle het dit net nie op daai manier gehad nie. Ja, mans het dit definitief gehad wat voorsiening betref. Verstaan, 'n man moet soveel voorsien en kyk vandag, dis waar man se minderwaardigheid lê. Dis waar man se vrese lê. Hoekom? Want die standaard, die bar was van die begin af so hoog gestel dat mans vandag inherent as hulle nie in 'n flashy huis bly of soveel geld maak of wat ook al, man se grootste vrees is werkloosheid. Ja. Man se groot as jy heel nie kan voorsien nie. Hoekom het mans nie hierdie groot vrees oor hulle liggaamsgewig, oor hulle plooie, hulle hare wat uitval? Hoe die standaard nie. So vrouens se standaard wat hulle moes hoor van wat hulle moet wees, was in die area van perform op en die hartseer is dat daar's so baie goeders wat daai goed skroet getrek het, dat vrouens tot vandag toe daai leuen glo. Dat ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie jong genoeg nie, ek is nie maar genoeg nie, ek is suksesvol genoeg nie, ek gee nie vir my man genoeg nie, ek is nie 'n goed genoeg ma nie, my kinders is nie slim genoeg nie, my kinders is nie op die top 10 nie, asof dit jy is. Asof dit alles van jou afhang. Verstaan? So ek dink daar's baie goeders wat vrouens mee moet gaan stil staan en amper selfs hulle ouers vergewe wat dit aan hulle nagelaat het. En dis nie omdat jou ouers iets verkeerd gedoen het nie. Verstaan? So dis nie 'n vergifnis. My ma, dit is hulle het nie veel beter geweet nie. Maar ons moet daai goed gaan release en sê, Here, weet jy wat? Ek gaan nie meer daar buite kom nie. Die standaard waarna ek nou wil leef. Ek wil leef na die standaard toe wat sê, ek weet wie ek is in Jesus. Ek weet wie Jesus is in my. En dit is die finale standaard. En dit is irrelevant of ek 60 is en of ek 600 weeg. Dit is irrelevant of ek 10 is en of my IQ 10 is. My standaard is, ek weet wie ek is in Jesus. Dis die standaard waartoe ons moet leef. Ja. Okay. Vraag nommer 2. Ja. So, Here help my. R50 vir jou. Ja. Baie vroue skryf vir my op hulle e-posse. Wat ek net vir myself hier groot skryf. E-posse. Got it. Ja. Kyk. E-posse. Ja. Lyk net wakker terwyl jy notas neem asseblief, sodat daai ander vrou net kan sien jy is wakker. Ja. Okay, so baie vrouens beleef 'n ontmoeting met God van God. Ja. Baie mense, sê hom weer, ek het nie mooi gehoor nie, baie vrouens beleef 'n ontmoeting met God. Maar sukkel om daardie waarheid te bly. Ja. Wat is die sleutel volgens jou om nie net vry te word nie, maar om vry te bly? Verdieping. Weet jy, Geraldine, ek dink, baie keer het ons 'n encounter met God, en hierdie is 'n baie gevaarlike ding om nou te sê. Maar baie keer met God, of ons dink ons het 'n encounter met God, maar eintlik is dit net 'n emosionele ontlading. Wat ek wou gesê het, ja. Dis baie keer, ek kan nie meer nie, Here, asseblief, Jesus, verstaan jy, ek is hier in 'n toestand, en iemand is vir my kom bid, en weet jy wat, ek het lanklaas in my lewe soveel vrede ervaar, meantime was dit iemand wat na my geluister het, meantime was dit iemand wat omgegee het, meantime het ek net 'n goeie huil gehad, meantime, die span is so skiel dat hulle harmonies het vir my hoendervleis gegee en ek dink dis die Heilige Gees wat hier verby my gegaan het en al sulke goeders. 'n Ontmoeting met God beteken ek het 'n natuurlike nuwe soeke na heiligheid. As ek God ontmoet, dan beteken dit
Ek het 'n natuurlike soeke na heiligheid. En hoe kom ons by heiligheid uit? Met waarheid. Verstaan? Jy kan nie God ontmoet en dieselfde bly nie. Jy kan nie. Ja. Dit was net 'n emosionele moment. Verstaan? En dit was net 'n outcry van asseblief tog sien my net raak of hoor my net gaga vir die oomblik, maar ek voel nou weer beter. Baie dankie. Ek het nou my fix gekry, ek kan nou weer aangaan. Ja. Verstaan? So verdieping bly die teken van ek het regtig waar encounter met God gehad. En dit is hoekom, weet jy, Geraldine, jy weet, jy kry so baie, dan kry jy by, mense praat van 'n altar call, nê? Dat daar's nou 'n altar call en daar's so 1000 mense gestaan in hulle harte vir die goeders. Maar weet dan dink ek, hoeveel keer van daai goeders is amper, en ek sê nie, dit is altyd so nie, ek sê, die risiko lê daarin, dat jy mense amper op 'n emosionele plek vang, nê? Dat hulle amper voel, joh, ek het Jesus nodig, ek moet my hand opsteek. Verstaan jy, ek moet, soveel so dat daar vir dekades, was dit in kerke, jy weet, even to today, word daar gesê, jy weet, mense, jy moet nou jou saak regmaak met jou saligmaker, want, ekskuus my pantoffel val uit. Want, net hierso vir die mense wys, ek sit hierso. Just skaapbolletjie, ja. Die skaapbolletjie, en hy's op, sodat my enkels nie kan koud kry. Hy nou Okay, sorry, wat hy het afgeval. Ja, dis omdat ek met my voete fiddle, verstaan? En ek het mense daai skaapveld pantoffels altyd 'n size kleiner koop, want hulle rek altyd, verstaan jy? So hulle moet net 'n dik kouse aan hê. Vir jare is daar half, en tot vandag toe eintlik in gemeentes is al baie keer, maak jou saak reg, want as jy vanaand hier wegry, broers en susters, ons weet nooit wat vanaand in jou lewe gebeur nie. As jy vanaand by jou dood moet kom, is jou saak reg met Jesus. En dan word Jesus nie die punt wat ek sê, wow, weet jy wat, I want to be in his presence. Ja. Because I've never felt such love and such truth in my life. Dan Jesus let CEO van Outsurance. Hy word staan. Dit is ek neem hom net aan sodat ek net nie gaan hel toe gaan nie. So Jesus is baie keer verkoop in kerke as jy moet hom hê, want dis al hoe jy in die hemel gaan kom. En eintlik is daar nie genoeg, maar hoekom wil jy hemel toe gaan? Want Greta, ek wil nie hel toe gaan nie. So ek kies nie Jesus vir wie hy is nie. Ek kies net Jesus vir wat hy vir my doen. En daarom val mense uit die bus uit, want die oomblik wat Jesus nie doen wat ek gehoop het hy gaan doen nie, dan is dit, nee wat, weet jy wat, ek gaan my versekering self uitsorteer. Verstaan? Ja. Ek sal maar my eie planne maak. So dit is so belangrik, dat ons moet besef, as jy regtig, as jy vir Jesus aanneem, en jou lewe is oor 'n jaar is, as die mense rondom jou dieselfde is, as die manier waarop jy praat dieselfde is, dan sê ek vir jy verkeerde Jesus weet. Want God se woord gaan jou verander. Verhouding met hom gaan jou verander. So 'n encounter het met God, gaan jy 'n behoefte hê om sy waarheid te ken. Ja. Ek het eendag hierdie mooi ding gehoor. Geraldine, dit is nou een van daai one-liners waarvan jy baie sal hou. Wat sê, as jy lanklaas Bybel gelees het, moet jy nie skuldig voel nie, te voel. Ja. Amen. Jy weet, as ek nou daaraan dink, met my kinders, twee van my kinders wat nou in India was, ekskuus, ek mag eintlik nie sê waar hulle was nie, maar vir sendingwerk, nê? Toe hulle nou, Jesus, toe hulle nou daar was, okay, sorry. Nee, was, toe hulle daar was, nê, toe hulle terugkom Suid-Afrika toe, ek vir hulle vra, hoorie so, wat kan ek
Ek hou daarvan as die sendingspanne terugkom, dan probeer ek altyd, dan kinders altyd uit, wat is in die sendingspanne se favourite eetdingetjie? Wat het hulle die meeste gemis? Verstaan? En dan probeer ek altyd op die lughawe wees met daai iets wat hulle die meeste gemis het. Daag op en sê, wat? Ek soek net so dik burger met die ongesondste sous. Hulle soek vars goed. Ek wil net sê Want hulle was so lank laas by vars goed. Hulle soek skoon water, Ja. vrugte, Ja, groente, ja. hulle van dit. So as al iets vars geëet weet, hoe proe dryk om koue druiwe. Ek weet hoe proe 'n lekker sappige mango. En ek gaan sit met my hart iewers in 'n plek waar daar geen sulke goeders is nie. As ek terugkom, dan sê ek nie ek soek daai goeders nie. Ek sê ek soek daai iets want my liggaam gee my presies dieselfde. Exactly. Ja. So ek kry vrouens wat op my vrouekampe kom, nê? Nee? Wat ek spreek hulle aan. Dan sê ek my sis, weet jy wat? Jy vloek nog net so baie soos 6 jaar terug wat jy hier aangekom het by my eerste kamp. Ja, Greta, maar weet jy wat ek sukkel? Dit is so. My vraag is nie of sukkel jy nog daarmee nie, want anders klink dit soos condemnation. My vraag is, voel jy skuldig daaroor? Ja. My vraag is, probeer jy? Jy al by 'n punt wat jy sê, oeps, jammer. Het jy al iewers ingestel geraak om te sê, ek sê voorstel, sorry. Het jy al sensitief geraak vir geskinder? Het jy al sensitief geraak vir last op TV? Het jy al sensitief geraak? Weet jy Geraldine, nee. Kyk, hier gaan nou vrouens wees wat nou sê, "Oeg, Greta, jy's so judgmental." Nee, want dit was maar wat ons hoor, né? Ek het nou die dag gevra, ek gaan nie onthou op watter social blad ek het gevra het nie, het ek gesê, watter series kyk julle graag? Verstaan? Ja, Ek wil alle single women, so dis nou baie lekker vir my, hey, lekker series, ek wil ietsie kyk, verstaan, ek is nogal 'n serie binger, verstaan, ek kan nogal 'n goeie series, kan ek binge, nee? En weet jy, daar was van die vrouens wat goeders daar skryf, en dan sê die een vrou byvoorbeeld, sy kyk 'n program soos, of sy het die series gekyk, The Chosen. Want dit is vir haar so mooi, en dit is vir haar so, dit het haar so baie geleer van die Bybel, en sy het so absoluut nader begin voel, en dan 'n klomp goeders oor The Chosen, maar dan sit sy in dieselfde paragraaf, sit sy, sy kyk Yellowstone, nee? Dan sê ek soos, okay, ek het Yellowstone so 'n stukkie, en toe, in episode 1, toe ek soos, wag, hierdie lyk soos adult gimnastiek. Dit is soos, wag. Here, ek weet nie nou waarvoor ek nou hierso kyk nie, want ek kyk nou hierdie lang verwagte Yellowstone. Ek is soos, okay, weet jy wat? Miskien, jy weet so nou en dan kry jy 'n series wat, hulle het so in die begin nou, terwille van die wêreld se lokgoeders, het hulle hierdie verskriklike vrysien, of hierdie verskriklike gewelddadige, dit is altyd soos 'n lok, Ja. Weet jy, miskien word hy nou beter. Dit was tot die opening, en nou gaan dit beter word. Maar toe, as ek die vloek moet afsit, dan gaan ek nie kan verstaan wat sê die sin nie, want dit is 'n flippend tyre wat afblaas. En dan sê ek soos, Geraldine, as my series wat ek kyk, van 5 jaar se Greta terug, toe ek die Here geken het, versus die series wat ek nou kyk, dieselfde is, en daar's nie meer van 'n, joh, Greta, wat jy daai gekyk? Het jy jouself gesis en okay, het daar nie verdieping gekom in my lewe nie. Dan het daar nie verdieping gekom nie. En dit is hoekom party mense die waarheid van hier kan doen, nê, en vir brandversekering. Maar hulle verdieping kom nie, want hulle weet besoe nie. Hoekom? Want heiligheid klink op jou ongeoefende oor
En op jou is dis soos iemand en Geraldine, jy's mos nou die presiese een wat my nou help met my ongesonde eetgewoontes. Nee, jy moet inskryf vir Geraldine se vol vrou. Nou, wanneer begin dit Geraldine? 4 Augustus, nee. Nee, dis die Gut Health Challenge. Wow, bietjie. Oor die Gut Volvrou Health is Challenge. Laaste van volvrou is einde van die jaar, November. Dan is O, daar nie okay. weer So een. daar's 'n vol vrou en daar's 'n Gut Health. Okay, goed. En so die Gut Health 4 Augustus, skryf in daarvoor. Wat wou ek nou vir jou daarvan gesê het? O, ek lief is my Coke Zero, en verstaan jy, al daai tipe van goeders. As jy nou vir my gaan sê, hoorie Greta, en dit het Geraldine reeds vir my gesê, is ek moet nou, ek gaan ook met jou arm druk daaroor, want ek wil asseblief daai Griekse yoghurt wat jy neergeskryf het vir my, wil ek asseblief verander. Ek kan nie plain yoghurt doen nie. O, Jy het 3 asseblief ander tog. opsies. Hier staan een vir die ander opsies. Okay, goed, maar as jy nou vir my gaan sê Griekse yoghurt, plain yoghurt, my palate is nie geoefen nie. Nee, maar luister nou, ek wil net vir jou die geestelike ding hiervan verduidelik. My palate wil sous of spice of iets hê, laat dit vir my moet lekker proe. Ja. Maar iemand wat gewoond is aan gesond eet, gaan sê, ek kan nie al hierdie souse nie, dit maak my soeibrand, dit maak my, hulle is geoefen in 'n gesonde palate. So vir my, wat gaan instap in 'n buffet, en ek gaan al die rations vat, en alles wat olierig is en alles, die gesonde persoon, wie se lewe beter lyk, haar gewig lyk beter, haar gesondheid lyk beter, haar alles is beter as myne, sy gaan nie kies wat ek kies nie. Ja. En ek gaan na haar keuse kyk en dink, liewe hel, eet jy regtig waar daai broccoli? Elke dag. Jy's seker mal. Wie eet sulke broccoli elke dag? Nee, dankie, gee vir my rations, fish chips, 'n steersburger, baie dankie, ek soek my pakkie knickknacks. Nee? Hoekom? Want haar palate is anders geoefen. Ja. Haar palate is skoon gemaak. Jy weet, partykeer as jy na 'n restaurant toe gaan, Dan bring hulle dan gee hulle vir jou 'n palate cleanser. Dis soos wanneer jy parfuum gaan ruik. Geraldine, dan ruik jy nou die parfuum, dan gee hulle vir jou koffiebone. Hoekom? Want jy kan later nie ruik wat jy ruik nie, want alles is hier de mekaar. En dit is net so in jou geestelike lewe. Is as jou geestelike palate nie geoefen is vir this is what real joy is. This is what real fun looks like. Fun hê sonder om dronk te wees. Ek kan fun hê sonder om 'n vuil grap te vertel. Ek kan fun hê en beautiful voel sonder om my borste te laat uithang. Ek kan al daai goeders doen en vanaand gaan ek huis toe en ek gaan sê, oh my word, what an incredible night. Maar dis omdat jou palate geoefen is in dit. Maar as jy nou, soos ek nou by jou begin en sê, hoorie Greets, jy moet binne knickknacks eet. Skuldig vir my gaan op die knickknacks, nee? Dan gaan ek, as ek in die kafee instap, dan wil my boude outomaties chips raak toe. En as jy nou vir my sê, Greets, stap net agtertoe, gaan kry vir my botteltjie stil water, dan voel ek sommer, jette, is dit nou regtig die beste wat jy kan doen? So ek dink baie keer is daar mense wat nie hou van die waarheid nie, want dit lyk nie so fun nie. Dit lyk boring. Dit lyk nie exciting en entertaining nie. En ja, dit beteken jou opsies minder. Want as ek wil instap by 'n restaurant en ek wil kyk, dan is daar 4, 5 opsies wat ek gaan, waar iemand wat wil ongesond eet, kan al die starters eet, al die main meals en al die nagereg. Maar, kom ons kyk, wat sê die skaal môre, kom ons sê wat ons sê ons gesondheid oor 10 jaar. Verstaan? En dis presies dieselfde met die geestelike goeders. Is ek maak vandag keuses wat oor 10 jaar vir my vrug gaan gee in my lewe. Ek maak vandag harde keuses geestelik
wat my dalk laat vriende verloor, my dalk laat lyk asof ek the least fun person is. Party mense gaan my laat kyk asof ek judgmental is of wat ook al. Maar ek is nie besig om te belê in my lewe vir nou nie. Ek is besig om te belê in daai wat jy verlede week vir ons gewys het van daai tou. Ek is besig om daar te belê. So my payout is nie wat ek in hierdie lewe noodwendig gaan kry nie. Kan ek dit moontlik kry? Ja. Gaan ek meer vrede hê? Ja. Gaan ek meer van sekere goeders hê? Ja. Maar ja, ek gaan ook minder van dit en minder van dat hê, want dis nie hoe heiligheid lyk nie. Jy weet vandag se moderne samelewing sê, onthou net julle, God is love. God is allereerste is hy liefde. Dan dink ek, die engele, as jy in Openbaring gaan sien, die gerubs het gesing en hulle het tot God gesing en wat hulle tot hom uitgeroep het, was nie liefde, liefde, liefde nie. Hulle het gesê, holy, holy, holy. So die aim is nie to love nie, die aim is to be holy. Ja. Verstaan? So ja, dis maar waarheid verdieping. Dis 'n lang antwoord. Okay. Ek like dit want ek verkou van jou antwoord want net voor ek klaar gemaak het, jy begin jy al te antwoord en wat ek wou sê dit gaan vinnig van die vrouens wat e-pos en ek moet sê ek gaan dit sê met 'n disclaimer dat ek verstaan ek word opgehou. Ek is nogals redelik goed om terug te kom na privaat e-posse toe. Dalk nie binne die eerste uur nie en partykeer dalk eers 3 of 4 dae later, but I do eventually come back. En partykeer lees ek is terrible daarmee. Ek is terrible daarmee. Ek weet Geraldine, ek weet eerlik nie hoe doen jy dit nie. Ek beloof jou my kantoor se persoonlike e-posse is enigiets tussen 6 en 10,000 'n maand. Ja, ek weet nie hoe doen jy dit nie. Ek is daai persoon total opposite my man. Hy sit net daar en luister. Ek skinder nie nou van hom nie. Ek kan nie my iPhone hanteer as daar 'n app is met 48 notifications en WhatsApp lê op 83 en e-mails op 1216 en Facebook het 163. Ek like at the moment is daai rooi flags freak my uit. Rooi flags, deal with them, sort them out, carry on. So, maar dit ook bygesê, ek het tyd geallokeer vir sekere goeder. So ek gaan eintlik nie heeldag lank net e-posse antwoord nie. Daar's 'n tydstip, maar as dit nie vandag se tydstip is nie, then it will be in tomorrow. And if it's not in tomorrow, it will be in the day thereafter. En is iets wat ek met wat ek en Hytjie in sy lewe begin te toepas is dat nee, jy hoef nie elke dag na uur by sekere goeders uit te kom nie. Dan net wag vir die volgende dag. Maar in elk geval met dit gesê is dan skryf die vrouens maar 'n ontmoeting gehad, maar hoekom is daai gevoel of hoekom is dit nou weg? En dan jy het so vir my so vasgevat van as ek vir hulle uitvra, maar waar was hierdie ontmoeting? Nee, ek was by die kerk gewees, was 'n worship aand gewees, En ek dink die ander was vir my so mooi gewees want dan omdat ek so lief is om boodskappe terug te skryf en e-posse te reply, hou ek folders en notas en dan sal 'n vrou terugkom oor 3 of 4 jaar met 'n ander vraag. Maar dan sien ek, daar was geen geestelike groei gewees nie. You're exactly where you are the day I left you with the last response. En dan wil ek teruggaan en sê, maar dan was daar nie 'n ontmoeting gewees nie. Ja. Want vir my gaan dit net oor as jy jou vryheid in die Here verstaan, as jy jou waarde in die Here verstaan, as jy jou roeping in die Here verstaan, dan is daai vryheid isn't the absence of something, it's the presence of someone. Ja. And his presence becomes jou daaglikse ontmoeting. Ja. Ja, amen. Maar ek dink jy het dit baie mooi vasgevat met die voorbeelde en ek weet spesifiek van 'n vriendin wat vanaand op is en baie van die goed moet hoor uit 'n ander opinie uit 'n ander plek van waarheid uit want is presies dieselfde gesprek wat ek het sy nog net in die week met mekaar gehad het. So ja, ek waardeer vir jou eerlikheid op daai vraag. Next question. Ja. So who wants to be a millionaire? Ja. And for $10,000. Yes. Question number 3.
Ja. Can I just remind you, Greta, you've got 3 options still available. You can call a friend. You can quit now. When we finish, we walk away with what you've built up. Okay. Okay, so Quit while you're ahead, Scotty. Quit while you're ahead. Okay, ja, gooi hom. ag daar's baie slogans en gesegdes en mooi Facebook quotes en bannertjies en goed wat rondvlieg van excuse me, the battlefield is in the mind. Die slagveld is in die gedagtes. Wat is vir jou 'n belangrike manier hoe vrouens hulle denke kan herprogrammeer om nie terug te val in ou gewoontes nie? Ek wil gou hierdie ding vertel. Wel, mense gaan nou dink dis very ironic omdat ek nou vandag geskei is. Maar aanvanklik met François se eerste affair verhouding ding, toe het hy by die Here uitgekom, né? En toe het ek het verskriklik gestruggle met ek sou byvoorbeeld geweet het, hy het daai vrou het hy daar ontmoet, sê nou maar plek X. Dan ry ek nou verby plek X en as ek verby plek X ry, dan is ek nou en dan gaan my kop. Dan teken ek net myself 'n prentjie, verstaan? En ek kan nogal 'n Hollywood produksie in my kop maak, verstaan? Hier's 'n KAK&K die hele dag besig aan hierdie kop. En ek het net daar besef that I have a choice to allow the enemy to feed me with his production, or I can choose God's truth. So ek kan die produksie glo en sit en kyk wat hy vir my op die verhoog sit. So ek word geïnterleens en met sy memories en sy goeders, of ek kan sê, weet jy wat, ek is by die verkeerde show. Ek het nie die kaart op vir die show nie. Jammer, ek is in verkeerde teater. Ek gaan nou die ander fliek kyk. Verstaan? So ek het daai tyd, het ek geleer om waarhede hardop te begin voice. Verstaan? Weet jy, Geraldine, dit klink ook nou, ek sê altyd, ek sê dit met my tienerkampe byvoorbeeld. Mag ek bemarking doen, asseblief sê na my tienerkampe toe, dis goed, maar in elk geval, ek sê altyd vir die tieners, as jy, dan sê ek, weet jy wat, kom ons staan gehou, en daar waar jy nou staan, praat met Jesus, dan sien ek hoe gaan staan kinders. En dan sien ek, dan sal 'n paar wat soos rondkyk, wat doen daai ene nou, en wat, dan sê ek, maak jou toe, en doen gou maar die volgende, en dan sê ek, vat gou vir my jou hande, sit jou hande vir my voor jou gesig, so. En dan begin jy fisies te praat, maar sit dit so, want nou gaan jy chommie nie hoor nie, want al wat jy nou te massas gaan hoor, dit gaan soos underground sounds klink, maar praat, want solank as wat jy praat, is dit moeiliker vir jou om aan ander goed te dink. Ja. Verstaan jy? Dis soos onthou jy daai wat ons gedoen het toe ons klein was, ek kan dit nou. Daai grapie, verstaan, nee? So, as jy praat, is dit vir jou moeiliker om te dink. Ja. So as jy voel jou kop wallow, as jy in die middel van Pick n Pay of Checkers of Woolies staan, of jy is op 'n vliegtuig, of jy sit in jou kantoorspasie by 'n vergadering of wat ook al, nee. Dit gaan dalk nou weer wees in 'n board meeting, maar sit net daar en ek sê altyd vir die tieners, man, jy kan dit by die skool ook doen, dan maak jy net asof jy jou wang krap. Verstaan? Dan staan jy net en intussen is jy besig om al wat die mense gaan hoor is so. Ja. Maar jy's actually besig om die waarheid te voice. Maar om die waarheid te kan voice vir wat nie die leuen is nie, moet ek die waarheid ken. Ja. En nou terug na ons eerste vraag. Weet ek wat
voel Jesus oor my. Ja, wat beteken, jy weet, ek hoor baie keer, mense sal sê, hulle dink, hulle het nou 'n sonde gedoen. Daar was nou een sonde. En Greta, ek sal moet regmaak want ek wil nie hel toe gaan nie. Dan dink ek, sonde kan jy nie uit die hel uithou nie. Sonde hou jou nie uit die hel uit nie. Want anders gaan ons almal hel toe. Sonde hou jou nie uit die hel uit nie. Die kriteria is nie of het jy sonde of nie. Die kriteria is Jesus jou koning? Ken Jesus jou naam? Dis die kriteria. Die kriteria is nie waarmee jy struggle nie. Dis baie waar. Die kriteria is nie waar nie. So ek dink net baie keer dan het ons 'n wanpersepsie oor wat die woord sê, wat die waarheid is, en daarom laat ons toe dat die vyand vir ons leuns vertel. So die oomblik wat ek nou, Greta, ek het nou gebackslide. So weet jy, Greta, ek het nou gisterand het ek weer myself dronk gedrink. Of Greta, weet jy wat, ek het uitgetrek by my ou en ek besef ons moenie saam slaap nie, maar Greta, weet jy wat, gisterand toe kom kuier by my en een ding het na 'n volgende gelei en Greta, weet jy wat, ek voel net ek is alweer op pad hel toe. Jy kan nie. Het jy Jesus ontmoet? Het jy Jesus ontmoet? Dan is dit 'n sonde waarvan jy vergewe moet word. Dis 'n ding waarvoor jy repent. Maar dit skuif jou nie van kind van God versus nie kind van God nie. Sonde verander nie jou identiteit nie. Dit verander jou vrede, jou wêreld van goed na sleg. Maar dit kan nie jou identiteit skuif nie. My kind, my 4 kinders is my 4 kinders. Of hulle stront aan jaag of nie. Verstaan? Ek staan nie en sê, ekskuus tog, weet jy wat? Jy het nou vanaand met mamma 'n attitude gehad. So môreoggend as jy jou van moet neerskryf op 'n vorm, moet asseblief nie skryf Wiet nie. Jy het jouself gedisqualify as my kind. I'm sorry. Ons nie dit doen nie. Ek kan net vir ons sê, luister sis, mamma het jou in die wêreld ingebring. Jy moet dit check. Want die Here hoor vir ek, sou jy uit hierdie wêreld uitvat. Verstaan? Wat sê? Dit gaan nie verander nie. So is jy 'n kind van God, ja of nee? Ja. Het jy Jesus ontmoet? Ja. Dan gaan daar 'n paar goed gebeur. Ek gaan holiness begin pursue. Ek gaan sekere goeders begin anders doen in my lewe. Maar ek gaan nog steeds struggle. Ek gaan nog steeds struggle. Die woord sê duidelik. Waar hy praat oor die doop, sê hy, dink jy, nadat jy gedoop, soekinge wat jy gaan kry, anders is verby. Nee, die versoekinge gaan dieselfde bly. Maar nou het jy autoriteit. Jy het iets gekry, want jy het 'n erfporsie, naam. Jy's 'n erfgenaam. Soos ek weet is, dan beteken dit my identiteit word nie meer bepaal op wat ek doen en wat ek reg kry nie. My identiteit is vas. Klaar, dis wie ek is. Dis wie ek is. So ek dink, daai waarheid struggle ons partytjie mee, want ons verstaan nie wat redding is nie, ons verstaan nie wat vergifnis is nie, ons bereken nie, ek verstaan nie God is my pa nie, ek verstaan nie wat is 'n aandeel in die koninkryk nie, ons verstaan dit. Ja, absoluut. Ons verstaan sonde versus beter. Ja. Ons praat nie eers, Geraldine, ons praat nie eers oor meeste van die tyd. Jy weet dan, sal mense goeders kwytraak soos, jy weet, dat is nou heeltemal af. Ek besef ons moet praat oor gedagtes, wat is die praktiese goed oor gedagtes. Maar, jy weet, mense sal goeders skryf soos onthou net, sonde bly sonde. Daar is nie 'n groot sonde en 'n klein sonde nie. Kyk, daai sinnetjie kan ons vir my nou 'n poefdoek gee. 'n wet wipe kan my nie skoon genoeg kry as mense sulke vol skryf nie. Verstaan? Dan sê ek soos wat in die lewe Tannie, watter deel van die Bybel het jy misgelees? Daar's 3 tipe sonde. Is nie alle sonde is sonde. Sommige sondes wat ek haat. Selfs hy het dit Ja. Selfs hy het dit gekoes die goed wat ek haat.
Maar ons wil sê maar anyway, ja, goed, sorry. Ons gaan aan. Okay. So, ek dink een van die praktiese goeders is, jy moet die waarheid ken. Dit gaan oor woordverdieping. Ja. Nommer 2, dit gaan daaroor, you have to voice the truth. Lord, sorry for having partnered with a lie. Verstaan. Ek is jammer dat ek hierdie leuen glo. Vyand gaan weg van my af, want die waarheid is. Ek gaan nie my gedagtes besig hou nie, ek gaan uit die teater uitstap, ek gaan 'n kliphard sê, verstaan. Kom ek vertel julle gou hierdie oulike storie. Ek het toe my kinders klein was, ek vir hulle mense goeders oor hulle uitspreek, dan moet hulle dit nie net vat nie. Verstaan jy? Jy weet, baie mense sal sê, o, het jy nou weer geval? Oeg, Gretel, hierdie kind van my is so ongeluksvol. Verstaan, ons besef nie wat ons uitspreek oor ons kinders nie. So ek het altyd vir my kinders gesê, as dit 'n plek is waar hulle gemaklik voel, dan moet hulle sommer ruiterlik vir die mense sê, o, ek kanselleer tannie se woorde in die naam van Jesus. Oef tannie, dis nie die waarheid nie, verstaan? So ek het hulle van kleins af geleer, ek kanselleer tannie of oom of jou woorde in die naam van Jesus, nê? So eendag, toe staan my jongste, sy was nog man, ek dink 3,5 daarom. Ek kan dit nie onthou nie. So ek wil nog nie 'n ouderdom daar koppel nie, want anders dink mense, o, Greta sê haar kinders het al gepraat op daai ouderdom. So ek kan nie meer onthou nie, maar dis kleuter. Maar die een sussie sê toe nou vir haar, weet jy wat? Jy's flippin' stupid. Skree sy toe nou vir haar. En daai klein kind van my, daai kleintjie, sy staan op. Sy sê, ek is nie, ek kanselleer jou want Jesus. Sy het nie mooi verstaan, kanselleer die woorde nie. So ek het toe nou maar net daar gestaan en gesê, sorry, you've been cancelled. Verstaan jy? You have officially been cancelled. Dis nie 'n woord wat gekanselleer is, you've been cancelled. Nee. In fact, wie wat sê net hierdie week het ek gesê daaroor gelag. Net hierdie week. Ek dink in fact gister het Fabienne daaroor gelag en gesê, ek het al gekanselleer toe sy klein was. So dis die ding van om jou gedagtewêreld te onderbreek. Nee? Sê nou maar die vyand kom met vrees na jou toe. Maar wat as die wêreld nou vergaan? Wat as, jy weet, wat as daar nie meer kos oor nie? Verstaan, baie dankie dat u woord en waarheid staan. Ek gaan dit net gou-gou, net die leuen vat en ek gaan dit net vervang met die waarheid. Want u waarheid sê, maar ek kan nie die waarheid sê as ek die waarheid ken nie. Verstaan? Ja. So, ek kan nie die waarheid leer ken as ek net onder in my dagbeplanner 'n skrifteksie het nie. Ek kan nie die waarheid leer ken as ek wag vir die dominee of die pastoor om tussen 8 en 9 op 'n Sondagoggend vir my ietsie te sê wat inspirational is met 2 tekste daarbey nie. Ek kan nie die waarheid ontdek nie. Ek moet die waarheid bietjie dieper ontdek. Ja. Absoluut. Ja. Ja, ek het nou lekker gelag. Ek meen beide net byvoeg. Ek dink die feit dat jy so hamer oor ken die waarheid en voice die waarheid is net you can't fix stinking thinking with stinking thinking. So how do you get out of that place? Well, as jy vanaand met vrees sukkel, gaan Google of ChatGPT die opposite van vrees, daai woord, gaan vra vir Google wat se skrifte is daar vir daai woord in die Bybel. Ja, ek gaan vir jou sê. Perfect love. Your perfect love drives out all fear. Ja. So wat kort jy? Jy kort God se liefde. Daarom struggle jy met fear. Ja. The opposite of fear is nie faith nie. Dis nie ek het vrees so ek kort geloof nie. Dit is ek kort God se liefde. Ja. So die feit dat ek God se liefde kort as ek vrees het, beteken ek het 'n identiteitskrisis. Ja. Ek weet nie wie ek is nie, want as ek weet wat God se liefde is, dan weet ek wie ek is en daarom weet ek hoef nie te vrees nie. Net gaan Google nie hoor. Die teenoorgestelde is liefde. Ja. Okay. Ek wou sê die woord uit my mond gevat, maar vat jou ding as jy woede het, as jy onvrede het, as jy angs het, as jy freak ek weet nie, whatever your thing is, go get the opposite, go get die waarheid van die opposite van jou woord en En weet jy nie, praktiese goed ook. As jy byvoorbeeld nou struggle met fear oor die toekoms van die wêreld. Man, gaan unfollow al die freaking news pages wat jy follow. Wat elke dag vir jou sê, julle daar's nou 'n oorlog
hierso en daai en Trump het nou hierdie besluit, so ons is nou in ons makmaai in. Dan gaan mense vir my sê, maar Greta, weet jy wat, ons het kennis nodig, jy kan nie in denial leef nie. Wel, weet jy wat, totdat jy nie jou vrees onder beheer het nie, is La La Land vir jou beter. La La Land, laat Trump besluit wat hy wil, laat wie skiet wie hulle wil, gaan jy net eers na die woord toe. So kry net eers 'n fondasie voordat jy weer die news pages follow. As jy op hierdie stadium 'n ding het van ek dink my man verneek my of ek dink ek het my man gevang waar hy porn gekyk het of wat die hel, ek weet nie wat nie. Moenie 'n series kyk waar daai ene verneek en daai ene het een of ander vicious boob aanval in 'n vry scene of wat ek hoekom, want dit gaan alles van jou trigger. Ja. Verstaan jy? So, partykeer moet ons ook net common sense hê. Ja. Ja? Maar common sense is nie so common nie, het ek agtergekom. Anders het almal dit gehad, 'n common Ja. sense. Exactly. Ja, ek dink Alright. dit is baie waar want ons overconsume so die goed wat ons triggers laat opstaan of ons vrese wakker word wat my mind blowing is ek kan 4 ure lank die of die oorlog dophou, maar ek het nie 'n uur om in my Bybel te sit en my waarheid te gaan leer nie. Ja. Ek lees nie. Ek en daai kry baie, nee ek lees nie sommer nie. Maar jy lees Facebook en jy lees WhatsApp, maar jy lees nie. So ja, ek weet net dat you can never live a positive life with a negative mind. En Ja. wat laat jy toe om jou mindset te beïnvloed? Wie, Ja. wat en waarna luister jy? Ja, weet jy wat, Jeredien, laat ek net gou op hierdie punt net sê. Jy weet, ek het toe ek het baie mense het my gesê, Greta, weet jy wat, daar's ongelooflike divorce care programme en goeders en ek is soos, yes, absolutely, fantasties. Maar ek stel nie belang om in 'n groepie te gaan sit waar almal praat oor hulle egskeiding nie. En dis mense soos, ja maar Greta, dis eintlik die mense wat jou nou kan ondersteun en alles. Toe sê ek wil met mense praat wat al vrede gemaak het met hulle egskeiding. Ek wil met mense gaan praat wat die waarheid ken oor verbond. Ek wil met mense praat wat geleer het hoe om te vergewe. Ek wil nie net hoor van al die, verstaan jy? Ek wil nie net dit hoor nie. Ja. So selfs die mense met wie jy jouself omring. En weet jy wat net Jeredien, ons moet dit besef, hè? As jy, kom ek maak dit 'n praktiese voorbeeld. As jy kwaad is vir jou man, dan soek jou vlees die vriendin by wie jy kan gaan afpak, jou oor gaan gee. Jy wil nie dan met die vriendin altyd gaan praat, wat vir jou gaan sê, "Jo, my vriendin, ek dink nie jy's reg nie." Dink hy was reg. Kom ons bid hieroor. Jy wil nie met jou biddende vriendin noodwendig gaan praat, jou vlees bedoel ek. Jou vlees wil nie. Jou vlees wil met iemand gaan praat wat sê, "Ja, dit is so. Ek kan nie glo jy het dit gedoen nie. My vriendin, is jy alright?" Ja. Weet wat, jy kan nie so aangaan nie. Jy soek iemand wat jou is die vriendin wat jou vlees comfort is nie noodwendig die vriendin wat noodwendig vir jou die geeswaarheid gee nie. So selfs in jou thinking het jy reg wat vir jou sê this is thinking. So dit gaan weer terug. Ek sê mos, ek het net 3 resepte. Verstaan? Ek het net resepte, e-posse, nee. Ek wou eintlik iets anders gesê, dis hoekom ek toe nou gesê het resepte. Sorry. Maar dis is woordwaarheid, intimiteit, community. Ja. It boils down to that. Amen. Ja. Okay, ek dink die laaste vraag gaan baie inskakel by of weer terugval in laasweek se episode in, so gaan luister net weer laasweek se episode. Maar dit gaan oor, yes, daar's soveel vrouens wat sê, ek gaan hardop sommer daaroor praat, dis nie net wat met my daaroor kontak maak of met my kommunikeer nie. Ag, Jerine, ek het al so gebid en ek het al so bely en ek het al hoeveel keer vergewe. Maar ek voel nog steeds stikkend. Ek voel nog steeds kwaad. Hoekom verander hoe ek voel nie?
Luister, nommer 1, as 'n mens vergewe het jy nie skielik miraculously geheue verlies nie. Verstaan, vergifnis is nie geheue verlies nie. Ja. So dis nie asof as jy skielik nou oor sekere goeders gaan dink dat jy voel, skielik oorval die vreugde oor my vir my nou. Ek breek sommer nou uit in praise and worship. Verstaan jy? Nee. As ek daarvan dink, dan gaan ek nog steeds sekere emosies hê as ek daaroor wallow. Verstaan jy? Maar Geraldine, ek kan vandag vir jou sê, en dit kan ek regtig uit my eie lewe uitgetuig. Ek kan dit uit my eie lewe uitgetuig. Ek bedoel, ek en François was 28 jaar saam. Ek is op my 25ste huweliksherdenking het ek die sertifikaat ontvang dat ek geskei is. Verstaan? Full circle. Dis ek 'n kwart eeu getroud, toe kry ek my sertifikaatjie. Ons het 4 kinders saam. Ons het 'n leeftyd saam gehad. So dit was ongelooflik baie. Kan sê, as ek nou daaroor gaan dink, dan gaan ek weer gebroken wees, ek gaan weer stikkend wees, ek gaan weer wat. Maar weet jy wat, nee? As jy op 'n dag instap, daar's 'n, in fact, ek wil hierdie storie vertel. Daar's 'n mooi ou AGS koortjie liedjie ding, en my ma was 'n AGS tannie. Verstaan, ek het haar vorm groot tannie. En sy het hierdie ding, hierdie liedjie gehad, I went into the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Nee? So ek wil gou hierdie getuienis gee. Ek het die heel eerste keer wat Frans my geneek het, was op Frankfurt in die Vrystaat. Nee? Nou, asseblief tog, as daar nou iemand luister van Frankfurt, asseblief tog, moet nou nie dink ek dis nou iets van die dorp, of o my magtig, dis, hierdie goed is op elke dorp. Maar jy kan nou verstaan, hoekom die Frankfurt. Ek wonder wie dit was op Frankfurt. Dit was 'n girl wat ook net daar gegly het. Sy was 'n rep van, die ou ding kom ook nie van Frankfurt af nie. So jy kan nou verniet gaan sit en dink vanaand in jou bed lê. En ek praat nou pragtig van 20 jaar. Dit is meer as 20 jaar terug, want dit was nog voor my oudste kind se geboorte. En my oudste kind is al 7, so dis many moons ago. Ja, die bottom line is, hy het haar in die Spar raak geloop op Frankfurt. Hy het haar daar raak geloop, hulle het daar met mekaar praatjie met 'n maatjie, en daai aand gaaitjie, verstaan jy? So dis praatjie, maatjie, gaaitjie, verstaan, dis hoe die resepie toe nou loop. En so daai aand, so dis nie dat hy 'n long-standing affair met haar gehad, hy het 'n one-night stand gehad. Maar toe Frans by die Here uitgekom het daai tyd, nee, het hy toe nou vir my kom vertel van sy doings en sy wat ook al. En weet jy, verlang het ek regtig gestruggle, ek wou nie in die Spar inloop nie. Asof die Spar iets aan my gedoen het. Dit was asof hulle brood my gaan vergiftig. Want die Spar het net soveel seer getrigger. En weet jy, vir jare het ek is jammer, I'm sorry, as Frankfurt my gevra het vir 'n ding, ek is besig, ek is jammer, ek is nie daai naweek, ek gaan net nie Frankfurt toe nie. Nee? Ja. En ek het op 'n dag, het ek vir Fransje gesê, ek wil, jy weet, dan het ek baie keer, as ons nou see toe ry, dan op verlof, dan ry ons nou verby Frankfurt Vliers, daai kan, dan staan Frankfurt se bordjie nou daar. Dan kry ek so diep ver kyk, die daai kyk van, I know what you did last summer. Ek weet presies wat hier gebeur, en ek wil hê, dat ek onthou, verstaan jy, en Medere moes daai goed uitkom burg het. En eendag toe sê ek vir hom, ek wil Frankfurt toe gaan, en ek wil seks gehad met hierdie girl. En toe het ons nou soontoe gegaan, en hy kon toe nou nie onthou, hy het onthou wat 'n plek dit was, maar toe was daar, hy kon nie onthou watter, sê nou maar kamernommer, of wat al.
So toe ek net aan buitekant hierdie plek en hierso gaan ek dan nou bid en hier gaan ek jou vergewe en hier gaan ek daai girl vergewe en hier gaan ek sommer hierdie grond salf en verstaan jy? So ek het sommer reg deur van die olie tot by die vergifnis, alles op daai plekkie en ek het net gesê, weet jy wat? Nou sal ek Frankfurt begin enjoy. Verstaan jy? En toe het ek nou met die thinking, as ek verby Frankfurt ry, Here baie dankie vir die waarheid, dankie dat jy my vrygemaak het. Okay. Toe jare later, toe Frans nou sy laaste affair gehad het, voordat ons geskei is. Toe, ek het reikling so 'n gewoonte misdadiger, maar die mense wat my pad ken, sorry, as iemand van Franse mense luister, ek het hom vergewe, moenie worry nie, verstaan, ek hoop net die drade is nou in sy huwelik oorgespan. Maar, toe weet die media nog nie van Franse se laaste affair nie. So ek het begin worstel aan my binnekant, nou, en ek het fisies siek geword. Verstaan jy? Ek het fisies uitgeteer, die mense daai tyd gesê, Greta, wat is jou geheim? Jy word so mooi maar. Toe het hulle op 'n stadium gesê, jy word nie meer mooi maar nie. Greta, wat is fout? Hier is ons ernstig ietsie verkeerd. Want toe was ek later, man, skin, bone, poepel, alone. Verstaan jy? Ek was net 'n sakkie bene. En in hierdie sakkie bene toestand van my, Frans het toe nie eens meer by my gebly nie. Hy het al klaar uitgetrek en alles. Toe was ek in verskriklik baie seer en toe nooi Frankfurt my vir 'n ding. En ek het ja vir hulle gesê voordat ek geweet het van die affair. Verstaan jy? So die commitment was vas, verstaan jy? En ek is nie sommer iemand wat uit 'n commitment uitklim nie. En so nou gaan ek Frankfurt toe. En so het ek en my sussie Jana het my getravel en die middag nadat ek was by die hoër het ek hulle matriekafsluiting, volgende dag het ek toe nou het ek 'n vrouedag gehad op Frankfurt. En die middag na die matriekafsluiting vir hulle skool, toe gaan eet ek en my sussie iets en ons ry toe van daar op na die gastehuis toe waar ons nou slaap. En toe ons nou ry, toe sê ek, hoorie, asseblief kan ons net by 'n garage stop of 'n plek, want ek wil net koeldrank koop en 'n chocolate en 'n wat ook al, want vanaand weet ek as ek in daai gastehuis lê, dan wil ek nou nie ry en gaan koeldrank koop nie, weet. Gastehuis het altyd dalk water, verstaan jy, net die een watertjie of die een parmalat melkie, verstaan jy, so ek wil net vir my koeldrank koop. En ek bestuur, nou soek sy, dis ook nou hoeveel jare later, na die Frankfurt storie, en sy sê my, hoorie, so hier is die Spar, kom ons stop saam gou by die Spar, nee. En weet jy, Geraldine, dis ons weet, hy ding ons nou nie iets niets uit nie, dis asof jare later, die vyand my gut punch, nee, dat hier staan ek, 25 jaar later, by presies dieselfde plek, en ek is gebroken, en my huwelik het dit nie gemaak nie, en ek het besluit om te skei, ek kan nie meer nie. En toe my sussie my gesig sien, toe besef sy, dis amper asof, magtig, dis die Spar van Frankfurt. En sy sê vir my, Greet, weet jy wat, kom ons gaan net na 'n ander garage toe. Sorry, ek het nou nie gedink nie. Ek sê vir hom, moenie worry nie, dis okay. Sy sê nee, ek sê, ons gaan nou by die Spar stop. Sy sê, Grace, moet dit nie aan jouself doen nie. Ek sê, ek gaan nou by die Spar stop. I went into the enemy's camp and I took back what he stole from me. En ek sê vir haar, loop jy so lank, en ek sit daar buitekant in my kar, en ek is soos, Here, ek gaan nou hier in, en ek is nog op 'n plek waar ek gebroken, ek voel bruised, my lewe is uitmekaar uitgeruk, daar's niks van my oor nie, maar Here, ek gaan nou vandag in hierdie Spar in, en ek vra dat jy saam my sal instap. Ek wil eintlik emosioneel raak as ek aan daai dag dink, hoe goed die Here vir my was. Geraldine, en dis 'n Vrydagmiddag op 'n plattelandse dorpie, ek hoef vir niemand van die platteland te vertel hoe lyk daai winkel nie, hy's besig, maar daar's nie baie Afrikaanse mense in die winkel.
En jy weet, nou staan ek vir die plek en kyk, Franswa het daai tyd vir my presies verduidelik, hy het haar ontmoet, sy het gestaan en betaal by die til. Nou staan ek vir die verskillende tils en kyk en ek dink, ek wonder waar was dit? Want ek wil eintlik daar gaan staan en die vyand rebuke en net sê, hier staan ek. Maar hier wil ek dit nie gemaak nie, maar ek het. En Jana, my sussie staan met, sy het so lank 'n chokkie en 'n chippie en my hele proviant in haar hande en alles. En ek besef daar's in die winkel. Ek het buitekant in my kar gesit en hierdie is regtig waar die Here is my getuie. Ek het vir hom gesê, Here, I feel so unloved. I feel so unloved. Ek voel so gebroken en so weggegooi. En ek staan in daai spar en ek besef hier sit speel 'n song. Hier tussen deur al hierdie gepraat en loud Afrika stemme, besef ek dis 'n gospel song wat speel. En ek sê vir Jana, hoor jy dit? Hoor jy wat speel? Jy weet jy wat speel in daai winkel? Jesus loves me, this I know. Man. Dis die song wat speel. Ek sê vir jou, ek breek, nee. Ek stop al die goed net so in Jana se hande en ek gaan sit in my kar en ek huil soos 'n heiden sonder hoop. Sit ek en ek huil. Die trane val uit my uit. En ek skud met hoe seer ek het met dat Jesus my ontmoet in daai plek. In daai plek. What are the odds that Jesus loves me speel in die Spar op Frankfurt? Okay. Nou chunk ek 'n versie en ek gaan daai aand gastehuis toe. Nou wil Jana net, Gretch, weet jy wat? Is jy okay? Bla bla bla. Ek sê vir haar, luister. Ek wil nie hieroor praat nie. Ek wil net nou. Ek gee nie om wat op daai TV-skerm nou is nie. Ek nou iets kyk. Wat daar is nie. Dit moet net nie 'n horror wees nie, dit moet goddeloos of porn of iets wees nie, maar verder ek sal letterlik na die wêreldmarkte luister nou vir die volgende 3 ure. Verstaan? Ek gaan nou vir daai TV-skerm staar. En ek het 'n slaappil gedrink. Ek was net soos, Here, ek gaan nou nie. En weet jy watter movie wys daai aand? Op die een freaking channel op daai gastehuis. Mother's Day. Dit waar hierdie man sy vrou verneek met hierdie jong pop. Ek sien my storie afspeel hier voor my. Nou het Jana in 'n toestand, want dis nou al die Spar en dis nou al ek is soos, ek gaan hierdie kyk. Gaan hierdie kyk. Waarmee ek mense wil encourage vanaand. Dis die volgende oggend, nou julle dit lyk asof Frankfurt en al die omliggende dorpe daar is. Daai saal is so vol dat die vrouens so verby die stoele moet skuur om by hulle sitplekkie uit te kom. So daar's nie plek vir borrel vir niemand nie. So die hele freaking Frankfurt sit daar. Nou ek word nou betaal as motiverende spreker, so I need to be entertaining. Dit moet nou lekker wees, dit moet lig wees, dis 'n lekker ligte tema en alles. Jana sit buitekant, want daar's nie eens plek vir haar binne nie. En ek trek weg. Waar en ek op 'n stadium sê ek hoor julle. Ek wil iets vandag en julle is die eerste gehoor met wie ek hierdie deel. Ek wil iets hulle sê. Jana sy kom staan in die deur, deur agter in die saal. Sy wys vir my Moenie, stop. Want ons weet mos nou wat die media gaan doen. Ek weet julle wat, ek wil gou iets vir julle vertel. En ek vertel vir die storie van die Spar. Nou sien jy die tannies kyk vir mekaar, wie is nou die skuldige? Watter Frankfurt tannie was dit nou? En ek sê vir hulle, julle kan ontspan hou op. Kyk, dit is nie iemand hier. En ek begin so te huil op daai verhoog. En ek sê julle dat die Here 'n song in 'n winkel gebruik om my te kom herinner
dat ek reeds vergewe het en dat ek vry is. Geraldine, die dag gaan verby, aan die einde kom daar 'n girl na my toe. Sy sê vir my, sy wil net dankie sê vir my getuienis oor die spar. Ek sê nee, weet jy, as dit vir jou iets beteken en dan is ek so dankbaar en alles. Sy sê vir my, sy is die eienares van die spar. Ek is soos, Here, help my. Ek is soos, maar hoor, nou gaan die mense op die dorpie eers gons, verstaan jy, want dit kan ons maar so gaan op die platteland. En die lang storie kort, sy sê vir my, ek dink sy het op daai stadium 6 jaar die spar gehad. Sy sê, en sy het, dis haar bedieningsveld, en sy gaan net gospel musiek speel. Sy sê, en Greta, sy sê, hier op die dorpie was haar groot gespot, oor my sparkerkie, dat ek altyd gospel musiek speel. Sy sê, Greta, 2 weke voordat jy Frankfurt toe gekom het, sy sê, het ek net vir my mense gesê, en ek het vir die Here gesê, ek gaan nou nie meer nie, want dit is nou, verstaan jy, sy word so gespot, en daar is altyd 'n gestorietjie, en wat. Sy sê, Greta, so die hele Frankfurt, nou dat Fransja, daai girl, heel goed het in die spar, maar hulle weet ook, ek is die enetjie wat die gospel musiekie speel. Sy sê, Greta, en in een oomblik, kom staan jy voor die hele Frankfurt, en jy kom sê dat my gospel musiek deur God gebruik is om jou hart te genees. Ja. Sy sê, jou testimony het my naam kom rectify op Frankfurt. So daar's 'n paar goed dat ek op ons klaar. Vergifnis is nie 'n emosie nie. Want gaan jy weer gepootjie word met weer, en jy gaan dalk weer kwaad, of jy gaan weer gepootjie word met 'n trigger van 'n memory. Maar die ding is, as jy die waarheid weet, dan weet jy ook na wie toe jy daai emosie kan vat. En as jy weet hoe veel jy die vyand het om jou terug te vat na jou plek van seer, gebrokenheid, sonde of wat ook al, dan weet jy hy gaan werk deur jou emosies en deur jou gedagtes, jou herinneringe. En dan beteken dit jy moet, wanneer jy teruggetrek word na 'n emosie toe van die verlede, dan moet jy jouself root in die waarheid van nou. En dit beteken nie jy ontken jou emosie nie. Ja. Dit beteken net jy laat nie meer toe dat daai emosie jou beheer nie. En die waarheid wat jy ken, en die vryheid wat jy ken, is groter as die seer van die emosie. Of die skuld van die sonde. Die waarheid wat jy weet, is groter as dit. En dan verstaan mens iets wat sê, the joy of the Lord is my strength. Dan word dit presies dit. Partykeer struggle ons om te laat gaan van emosies en seer en woede en goeders, wat ons gedoen het, wat aan ons gedoen is, of wat ek al daai wat die Frans nou sê, ek struggle om aan te beweeg. Nee. Dan sê ek vir jou, dis 'n encounter wat jy net met Jesus kan uitstort. Daai skrifgedeelte in Johannes wat sê, en hulle sal die waarheid ken en die waarheid sal hulle vry maak. As jy weet wat Jesus vir jou het, en wat die waarheid is oor jou toekoms, dan maak daai waarheid jou ook vry van die bondage van die emosies. En dan gaan die emosie kom, maar jy gaan dit onmiddellik sien vir wat dit is. En jy gaan dit nie tolereer nie, want jou vreugde en jou waarheid gaan groter wees as dit. So vrouens wat sukkel en sê, ek kan nie laat gaan met wat aan my gedoen is nie, of wat van my gesê is, of wat gebeur het nie. Ja. Geraldine, jy het dit, ek dink in die tweede
les, sessie, wat ook al gesê, is moenie kamp opslaan op daai plek nie. Just don't. En dit is iets wat jy nie voel nie, dis iets wat jy kies. Yes. En om nie te laat gaan van daai emosie en te kies dat jou toekoms vorentoe is. Jou lewe is vorentoe, nie agtertoe nie. Dis daai mooi gesegde wat sê, nie, is so goed, jy drink elke dag gif, maar jy hoop die persoon wat jou seer gemaak het sterf daarvan. And they won't. So, vind die vreugde in jou eie lewe, want daar's baie vreugde om te vind. Baie. Ja. Ja, en weer, ons gaan terug na my ou simpel resepie. Woordwaarheid, intimiteit in jou community. Ja, ek weet nie of maak dit sin en antwoord dit jou vraag nie. Te doen verseker. Ek dink 'n klein wat ek net daar wil bysit. Jy weet, ek het gebid, ek het bely, ek het vergewe, maar ek voel nog steeds stikkend, niks verander nie. Situasie lyk dieselfde. Is ek dink mens net weer eens moet besef dat God se tyd is nie ons tyd nie. O ja, En dat self in daai seer en stikkend, he's busy shaping and molding our character. Ja. En ek dink die plek waar ek moes uitgekom het met myself, en in my geloofsjourney is om selfs in my seer seisoene nie altyd iets te verwag nie ja, van die Here nie, want ek dink ons verwag in ons seerseisoen het ons, dis altyd iets wat ons wag om te ontvang. Maar ek dink wat ek moes leer van myself is om te bly vertrou al sien ek niks gebeur nie. ja, En juist soveel meer in my seerseisoene of in my wagseisoene of in my stikkende seisoene was gewees. Okay, dit wat nie verander nie, is my verwagting. Ek het hierdie verwagting dat dit moet verander. My hart moet verander, of my gedagtes moet verander, of my omstandighede moet verander. En ek dink ons is net so klein mate net 'n bietjie daai verwagting om iets te ontvang in whichever season kan shift na ek gaan bly vertrou al sien ek niks gebeur nie. Dis nogals vir my, ja, want dit is, ek dink as dit met ons moeilik gaan, dan is God eerste en ons staan vroeg op en ons bid en ons, jy weet, warfare en ons vas. But when it goes good with us, he's parked. I'll get back to you when it goes bad again. En dan wonder ons, hoekom gaan dit so gereeld konstant sleg met ons? Of hoekom is ons elke jaar skryf ek dieselfde toets? Geduld. En ek faal elke jaar. Well, I wonder why. Soos op 'n park, op 'n kassie, we might not be writing so many tests in silence. So, ja, dis daai gesegde wat ek sê, jy weet, the teacher's always quiet during the test. Dis jou hart wat in die toets is, jou verfyning, jou karakter ensovoorts. So, let's shift die verwagting na ek het hoop en vertrou, selfs al sien ek nou niks nie. ja, daar's 'n mooi gesegde, dit staan agter in my Bybel. Champions are not shaped in the ring. They are simply crowned in the ring. Ja, mooi. Maar dis nie waar hulle geshape is nie. Hulle is geshape waar die mense nie vir hulle gecheer het nie. Hulle het geshape in die plek waar hulle moes opstaan en opdaag en fiks wees en die harde werk en nie wil nie. Dis waar die champions geshape is. Ja. Ja. Ek weet jy gaan my herinner in die gut health ding aan hierdie. Maar ek dink dit was Victor Matfield wat nogal rugby speel. Ek dink dit was hy wat gesê het, "Today I will do what others won't, so that tomorrow I can do what others can't." Goed. Inteendeel gaan ek glad nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Ek gaan jou educate en jy gaan self by die waarheid uitkom.
En as gevolg van jou intimiteit, things are gonna be looking a lot better. Maar Yay. ek wil net gou bysê, hierdie is die laaste episode van hierdie reeks en ek weet nie, vrouens, moenie my vra wanneer is die volgende nie. Ek weet nie of dit hierdie jaar gaan wees nie. Ons het 'n baie besige skedule. Ek weet dat 'n baie besige skedule. Hierdie was 'n onverwags, onbeplande reeks wat ek vir Greta letterlik 2 weke voor die tyd gevra het. Hey, kom ons doen dit. So, wat ek vir julle wel wil sê is Worthy Women is 'n must, die 18de Oktober. Moet dit nie mis nie. Baie van die vorige reekse is op haar website beskikbaar, maar heel in die begin het Greta Vroue van die Bybel gepraat. Dis ook op haar website beskikbaar. En as jy vir jouself 'n groot geskenk wil gaan koop of in belê, is daai definitief 'n online teaching om na te luister. Dit het my ongelooflik gebless. Hoe lyk my rol as ek sê ek is 'n Esther, sê ek is 'n Deborah, sê ek is 'n wie alles. Want dis een van daai ontmoetingsvragies, net om gaan vinnig aan hom weer te raak met vrouens sê, ek het nou hierdie ontmoeting gehad en daar's vir my gesê ek het die Deborah gees. Dan sê ek, okay, toe gaan lees jy Deborah. Weet jy waaroor gaan Deborah se storie? Then I've got no idea. Dan sê ek soos, Ja. Hoe kom vertel jy dit vir my vir 'n tweede of ek is die 6ste persoon vir wie die vrou, en I get it, I get the excitement, maar gaan lees die storie en verstaan wat's coming, if you're gonna stand in agreement dat jy's 'n Deborah in jou gemeenskap. In my geval, dis regtig, ek dink dit was iets wat my ongelooflik baie gebless het. Ek het nog my eie Bybelstudieboek daaroor, oor jou vrou in die Bybel, so, jy was 'n ongelooflike wat noem mens dit? Host. Gas. Ek is nie 'n gas nie, sy's 'n medegas. Aanbieder. Mede-aanbieder. Nee, ek gas. Wat die chops, as ek 'n aanbieder was, het ek vir jou die vraag gevra. Dan het ek vir jou gesê wat ek gaan vra nie, dan het ek jou ook net verras met vrae. Ek moet sê, ek het nogals die laaste paar weke vra ek nogals baie vrae. Greta, kan jy gou? Greta, sal jy gou? Kyk gou hier daar, luister na hierdie en hy's belangrik. Daar's al 5 ander wat bo hom lê. It's okay, we made it. Maar ek waardeer dit, verskriklik baie. Ek dink elke ander vrou ook, die van julle wat in die comments wil skryf, wat hierdie reeks vir julle beteken het, is baie welkom. Die wat wil e-pos is baie welkom. Ek sien daar's baie van julle wat vir my en Greta saam skryf op e-pos. Ek is bitter bly daaroor, want nou het ek ook Greta se e-posadres, ek het hom nie gehad tot voor die reeks nie. En so ek dan nog iets gesê dat my gedagtes gespring. In elk geval, net, ek waardeer jou. Ons gesels môre op die foon enige tyd. The ball's in your hands. Dankie. En jy was regtig 'n groot blessing vir my. Dankie baie. Is diep lief vir jou, diep lief vir jou insig, diep lief vir jou wysheid en diep lief vir die waarheid wat jy op so 'n mooi manier kom vasvat. Ek waardeer dit. Was my flippend lekker geweest om saam met jou te kuier. Ek doen dit sommer weer. Ons kan dit weer doen. Ja, ek wil net makliker vra hê. Ja, ek wil net makliker vra hê. Kom jy hoor dit? Moet ons teruggaan? Toe Geraldine. As ek nou daai Wanneer jy sê dan hier, gaan ek nou moet sê toe ek travel en ek doen dit mos nie. O ja, okay, skus tog, want jy praat nie oor jouself nie. Okay. Dis alright. Hoorie Greta, wat sê jy altyd genoeg oor my? Vertel 'n bietjie wat dink jy van my? Okay. Ek dink jy kan nie die 18de Oktober kom nie, maar ek dink jy Oktober kom. Ja. Kom ons sê dit is 50-50 op hierdie kant op hierdie stadium van my wedstryd. Maar ons doen wel saam in Januarie 'n kamp in KwaZulu-Natal se rigting. Ja, Winterton. Ja, ek dink dis in daardie rigting. Ek beplan watter rigting ek ry so 'n week voor die tyd, maar ek super opgewonde. Dit was ook een van my bucket list drome. 'n Vrouekamp saam Greta. So ek dink ons gaan met six-packs terugkom na ons gelag het. Van daan toe tot terug. Ja, kamp nie, hoor. Want net ding vrouens, dis ons kamp. Dis iemand anders se kamp, ek en jy is net sprekers.
Nee, ek en Greta gaan nie deur die admin gaan om 'n kamp op te sit nie. Ons gaan baie met groot liefde opdaag as gassprekers by die kamp, maar die logistieke, wie slaap waar, wie eet wanneer Ja, wat ja. se bord skep eerste op, hoe Ja. werk die kamers links, Ja, is nie deel van ons raamwerk ja, nie. Ons ja. doen die gas. ja, exactly net so. Okay, You have to Luister. delegate like your strong points, weak points. exactly. Okay. Dan wil jy met lekker slaapies? Jou geniet jou gesin en jou kinders. Dankie vir jou opofferings. Ek en jy praat môre en vir die vrouens online. Hou dop. Ek kan onthou wanneer ek op die volgende Facebook live reeks op nie, maar daar is 'n bietjie van 'n pause net omdat ek en hy in 'n transition seisoen is. But we will be back live soon. Al die afkondigings op my page. Liefde vir almal, lekker slaap en Greta, Dankie. lekker aand. Bye. Okay. Bye.